Hi en welkom hier by Inspireer. Lekker om saam met jou te kuier. So ons het gister so 'n bietjie gesels oor die oorloë wat aan die gang is in die wêreld. En ons weet van Amerika en Iran en dan natuurlik van Israel en Palestina wat aan die gang is. En dan hoor ek baie gelowiges en ek sien baie gelowiges maak nogal uitspraak dat hulle is aan die kant van Israel. Hulle sê jy mors nie met die volk van God nie, want Israel, weet is die volk van God en ons staan bankvas agter hulle. Maar dan wil ek jou nou vandag vra om so 'n bietjie van jou eie navorsing te doen. Ek dink mense verwar Israel, wat die volk van God is, met die hedendaagse staat, of sal ek sê land van Israel. Want daar is tog 'n verskil. En wanneer mense so vinnig kant kies en sê dat ek ondersteun Israel in hierdie oorlog, en dan verstaan ek nie altyd hoekom nie, want ek beleef dat die instruksie wat ek van Christus kry, is iets anders. Dit is nie om 'n kant te kies nie. En ek dink ons wil ons aan die wenkant wees. Dis maar 'n menslike ding. So wie ook al die wenkant is, ons wil graag sê dat ons is saam oorwinnaars. Maar dan is daar 'n derde kant wat ons nie altyd aan dink nie, 'n derde sy tot hierdie oorlog. En Jesus self deel dit met ons in Matteus 5 vers 9 en ek lees saam met jou. Hy sê: "Gelukkig is almal wat vrede maak tussen mense wat in vyandskap met mekaar leef. God sal op die laaste dag voor almal sê dat hulle sy kinders is." Ou vertaling sê, geseënd is die vredemakers, hulle sal kinders van God genoem word. Ek wil graag 'n kind van God genoem word. Jesus sê, wanneer ek en jy vredemakers is, dan sal ons sy kinders genoem word. Die opdrag wat Jesus aan ons gee, is nie om 'n kant in te neem in 'n oorlog nie, om te sê ek is vir hierdie of teen hierdie nie. En dan wil ek ook vir jou vra, wat nou gemaak van die Christene wat hulle lewens verloor? Want het jy geweet, in Palestina is daar ook gelowige Christene, wat ook hulle lewens verloor. Is dit deel van God se plan, soos baie mense sê? Is dit God se wil dat mense uitgewis word saam met 'n klomp ander? Is hy in hierdie oorlog en het hy dit beplan en dit in stand gebring dat mense moet sterf? Christus sê hy het sy lewe gegee sodat niemand anders hoef te sterf nie. Hy sê hy het met sy bloed betaal sodat ek en jy vry kan wees. Dis Jesus wat sê hy laat sy vrede vir ons na. 'n Vrede praat die Bybel van wat alle verstand te bowe gaan. So ek wil vir jou sê, Jesus is nie in die oorlog besigheid nie, hy is in die vrede maak besigheid. En ek en jy, as ons onsself identifiseer, of as ek sê dat ek is 'n Christen, dan kan ek nie vir oorlog wees nie, maar ek is teen dit. Ek is teen elke lewe wat verloor word. Maak nie saak om watter kant dit is nie. En of hulle gered is of nie, of hulle gelowiges is of nie, weet is dieselfde Jesus wat sê dat ons moet bid vir hulle wat ons vervolg, ons moet die seën wat ons vervloek. Hy sê ons moet vredemakers wees. En ek wil jou vandag vra, dalk het jy 'n foutjie begaan om te sê dat ek is vir hierdie of ek is teen hierdie. Mag ons vir liefde wees, mag ons teen oorlog wees, teen dood wees, teen mense wees wat lewens neem. Mag ons vir vrede wees. En ek wil jou vra, kan ek en jy staan vir dit? Kan ons bid vir dit? Kan ons leef vir vrede? Wees versigtig om te sê ek is sommer net aan iemand se kant. En dan doen asseblief jou eie navorsing. Gaan en bestudeer waaroor hierdie oorlog gaan. Want ek wil vir jou sê, daar is baie ouens wat in die staat van Israel vandag is, wat nie gelowiges is nie, wat nie Christus ken nie. En wat wanneer jy as 'n Christen daai land besoek, dan spoeg hulle op die grond. Hulle het geen tyd vir my en vir jou nie. Dis dieselfde mense wat Christus gekruisig het, wat gesê het ons wil niks met hom te doen hê nie. So ek en jy moet versigtig wees waar ons, ek wil sê, ons stem sit. Mag ons aan die kant van vrede wees. Mag ons die opdrag wat Christus vir ons gee uitvoer. En sê ek is 'n vredemaker. Ek is 'n kind van God en daarom waar ek beweeg is daar vrede. Daarom waar ek beweeg bid ek, leef ek vir vrede. Mag dit my en jou storie wees. Mag ek en jy sy kinders wees. Mag ons leef vir vrede. Jy moet 'n wonderlike dag hê. Mag die Here jou seën, vashou en mag die Here werklik vrede bring. Nie net in ons land nie, maar ook so in die wêreld. Seën vir jou. Totsiens.